Kom ons word stil. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede. Van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. In Lukas 10 is Jesus aan die woord as hy verduidelik wat die wet beteken. Lees daarvan vers 25 af. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskryf? Wat lees jy daar?" En hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, "Doen dit, en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy halfdood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar 'n priester met daai pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby, net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. En toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste aan hom, wat onder die rowers verval het? En die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan, maak jy ook so." Wat Jesus hier vir ons wil sê is dat, het is maklik om te sê, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê, maar dit het implikasies vir hoe jy leef. Hierdie Samaritaan het iets gesien wat die priester en die leviet nie gesien het, is dat hierdie man daar lê volreg. Dit is hoe ons die wet van die Here uitleef. Dit is hoe ons liefde vir God uitleef. Deur mekaar raak te sien en te help. So ek wil nou 'n tydjie gee vir stil gebed, waar ons met die Here praat, oor onsself, oor ons week wat verby is, oor wat ons gedoen het, wat ons moes gedoen het en nie gedoen het. Kom ons gebruik 'n tydjie van stilte en praat met die Here.
Jesus sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Die Here weet dat ons sukkel om te leef, soos hy vra. Dan nooi hy ons om met ons gesukkel, met ons moegheid na hom toe te vlug. Daar is ook vir jou vergifnis. Ons lees vanoggend uit Genesis 16. Verlede week Genesis 15, waar die Here vir Abraham ontmoet en Abraham aan die Here se beloftes vashou en glo, en dan staan dat die Here dit goed gevind, dat Abraham so in hom geglo het. Maar vandag lees ons die volgende hoofstuk. Net as in met in nou gaan het. Dan trap jy in die slaggat. Maar kom ons bid eers saam. Here, ons dankie vir die goedheid. Ons het nou daarvan gesing, Here, dat die onuitputlike fontein van alles wat goed is, dat U ons Here is, dat U vir ons sorg, voorsien, vir elke dag. Ons bely, Here, dat sonder U sorg ons verlore sal wees. Sonder dat U elke dag deel van hierdie wêreld is, maar ook deel van ons lewe. Sal ons dit nie maak, Here, en daarom prys ons U vanoggend as die Skepper, maar ook die onderhouer van die heelal. En Christus Jesus ook ons Vader. Wat 'n voorreg om 'n hemelse Pa te hê, wat beter na ons kyk as wat enige aardse pa na sy kinders kan kyk. Here, ons wil vanoggend in U teenwoordigheid ons kom koester. Ons het U nodig. Dankie dat ons U kan ken. En vir U kan lief wees. Omdat U ons teen die bors vasdruk. Dankie dat U ons kom soek het, toe U U Seun gestuur het. Dankie, Here Jesus, vir U offer. Vir U liefde. Vir U omgee. Dat U vir ons gewys het hoe God lyk. God se hart kom blootstel het. En ons dit kan lees, Here, op elke bladsy van die Evangelie, ook hier in die woorde van Lukas 10. Kan lees hoe U die mense langs die pad los, dat hulle maar lê en vergaan. Maar soek en red. Ook vir ons. Dan aanbid ons, Here Jesus, vir ons, vir U vanoggend, as ons verlosser, ons Here, ons hoof. Lei ons dan elke dag, Here Jesus, deur U Gees,
Ook vanoggend in die erediens, soos nou wat die woord gaan lees, praat met ons. Skryf dit in ons harte, dat as ons hier uitgaan, ons dit sal onthou en sal gaan leef. Nie net daar hoorders van die woord sal wees, maar daders wat dit ook doen. Ons is voor die Here. Wees met ons besig. Amen. Genesis 16. Sarai het nog nie vir haar man Abraham 'n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abraham, die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat my eie kan word. En Abraham het saamgestem met sy vrou. Abraham was al 10 jaar in Kanaan, toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abraham as vrou gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword, en toe sy agterkom sy swanger, het sy haar eienares geminag. Toe sê Sarai vir Abraham, jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê, en nou dat sy agterkom sy swanger, minag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys. Maar Abraham sê vir Sarai, jou slavin staan onder jou, doen met haar soos jy goed dink. Sarai het haar slavin toe sleg behandel en sy het weggeloop. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy, ek loop van my eienares Sarai af weg. En die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder die engel van die Here vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, kyk, jy is swanger. Jy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here wat met haar gepraat het aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Daarom word die fontein genoem Lachairoi-fontein. Die fontein is tussen Kades en Beret. Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring en Abraham het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het Ismael genoem. Abraham was 86 toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. Dis die woord van die Here vanoggend. Vers 13 sê Hagar, U is 'n God wat my sien. U is 'n God wat my sien. Miskien kan ek net sê, die engel van die Here, hierdie engel word met 'n hoofletter gespel.
Dis nie sommer net 'n engel nie. Dis die engel Gabriël nie. Die engel van die Here in die Ou Testament, die engel wat met 'n hoofletter gespel word, is eintlik, so sê die kenners vir ons, is eintlik 'n benaming van die seun van God self. Die seun van God wat hier met Hagar kom praat het. Dan sê sy ook aan die einde, vers 13 sê, Hagar het toe die naam van die Here wat aan met haar gepraat het aangeroep. Die Here het self daar langs haar kom sit by die fontein. Kom ons kyk wat gebeur hier. Ek het simpatie met Sarai en met haar worsteling om 'n baba te hê. Sarai was nou al, sy en Abraham was nou al 10 jaar in Kanaan en steeds bly sy sonder kinders. Elke egpaar wat al gesukkel het om 'n baba te hê, sal verstaan waardeur Sarai gegaan het. Sy en Abraham. Mens raak later desperaat en jy begin na allerlei strooie halms gryp om 'n baba te kan hê. Vandag is daar baie meer opsies as wat Sarah gehad het. Maar ek dink nie ons moet Sarai te gou veroordeel oor die plan wat sy gemaak het. Dit was anders hoe dit gebeur is. As jy nie kinders kan hê, dan gee jy jouself aan vir jou ma, dat sy vir jou 'n kind in die wêreld kan bring. Maar ek wonder net of Sarai en Abraham met God gepraat het oor hierdie plan wat sy gemaak het. Julle sal onthou dat die Here in die vorige hoofstuk vir Abraham gesê het, toe hy nou daar klaar het, die kinders nie, dan sê die Here vir hom, nee, maar en jou nageslag het, dan sê ja, maar die man van Damaskus sal my uitgaan, sê die Here, nee, niemand wat uit jou kom, voortkom. So hulle het verstaan dat Abraham sal kinders hê, en nou maak hulle plan om vir Abraham 'n kind te gee, maar dit lyk nie vir my, hulle praat met die Here oor hierdie plan. Ons kan natuurlik nie dit met sekerheid sê nie, dit staan in elk geval nie, en as die Here hulle geantwoord het hulle in elk geval nie geluister wat hulle gesê het. So ek dink ons kan aanvaar dat hierdie maar een van daai planne is wat 'n mens maar maak uit jou radeloosheid en sê hulle benoude kat maak en gee benoude sprong en dit is wat hier gebeur het. Wat sou jy gedoen het as jy in hulle plek was? Ons lees Abraham het met Sarai saamgestem. En as die lampkie toe is, Hagar swanger. Maar Hagar is tog wat die sagte, onderdanige vrou wat Sarai gedink het, sy is. Sy kom daar nuwe status as die ma van haar groot meneer se kind nie hanteer nie. Sy stel al aan en begin brekerig raak, soos hulle sê. Sy begin neersien op Sarai. En natuurlik reageer Sarai en sy sit vir Hagar op haar plek, wys vir haar wie's baas en wie slaaf. En Abraham, ons geloofsheld, het voete van klei. Hy val maar ewig dienstig in by alles wat Sarai sê en besluit.
is jou slaaf, of jou slavin sê vir, jy kan met hom maak wat jy wil. Dis geen probleem nie. Niks met my te doen nie. Ek wonder 'n bietjie oor Abraham. Ek dink nie hierdie was sy beste oomblik van sy lewe nie. Lyk maar vir my al te veel na dieselfde man wat destyds toe hulle Egipte toe was, vir Sarai gesê sy moet vir die mense sê sy is sy suster, sodat hy nie in die gevaar kom nie. Wat met Sarah gebeur? Dis sy probleem. Sarah beland in die gevaar so warm daai tyd. Dis sy probleem. Dis maar hoe dit gaan in ons geloofslewe. Net as jy dink nou is jy daarom nou het jy dan 'n paar goed reg gekry. Dan jy weer in die slaggat. Besef jy opnuut jy's 'n sondaar. As jy nou net 2 hoofstukke terugblaai na hoofstuk 14, sal julle die geskiedenis lees van hoe Abraham die magtige koalisie van Kedorlaomer, wat die hele handelsroete en al die nasies om die handelsroete tussen Arabië en vandag sal ons dit Libanon noem. Daai hele handelsroete wou Kedorlaomer in die hande kry en hy het almal onderwerp sodat hy beheer kan hê oor daai handelsroete, en Lot en sy huis is deel van die nasies wat onderwerp is. En dan gaan Abraham met 'n handjie vol, 300 man, en verslaan hierdie magtige leer. Snaaks dat Abraham, wat die moed gehad het om 'n magtige leer aan te pak, met 'n paar man. Nie die moed het om verhoudingsprobleme in sy eie huis te takel. Ek wonder hoekom dit, of dit die rede is hoekom baie mense eerder op hulle kinders skree, as om langs hulle te gaan sit en te hoor hoe dit met hulle gaan. Hoekom mense soms iemand by die werk een kant toe stoot en uitdruk uit hulle verhoudings en gesprekke. Hoekom mense dikwels so katterig is met mekaar. Dit was Sarah se oplossing. Sy boor vir Hagar in die grond en sy kom, want sy is baas. Sy die hef in die hand. Nie dat Hagar 'n engeltjie was nie. Kyk, die Here sê mos vir haar hier, haar seun Ismael sal teen almal wees. Hy sal met almal beklei, ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Waar kom dit vandaan? Hagar, sy ma, was so. So Hagar was nie 'n lieftallige, innemende, inskikkelike vrou nie. Sy is minstens net so verantwoordelik vir haar probleme as wat Sarah was. En Abraham. Dis is so maklik om 'n skuldige te wys en dan sy res blameloos. Werk nie so in die lewe nie. En dit is een van die probleme in ons land. Ons het is daai een en hulle is die oorsaak van al ons ongelukheid, en dan is ons wit soos papier.
wys vingers in mekaar, ons vat mense self hof toe. Probleme het dikwels nie 'n eenvoudige oorsaak nie. Probleme is dikwels nie iets wat jy net hier 'n verstellingkie kan maak of daar iets kan regmaak en dan is alles weer klop te sulkom. Oplossings is meestal nie eenvoudig nie. Ek het 'n kollega gehad, moeilike man. En ons het swaar gekry onder hom. En dan sit ek en Elmien en klaar teenoor mekaar oor ons lot. En dis al sy kollegas se skuld, sê ons vir mekaar. Want hy is moeilik. Dit ons sê, was ek onskuldig en hy is waar. Probleem is nie. Dit het niks opgelos nie. Solank ek my kollega vir alles blameer het ons probleme maar gebly. So wat is die oplossing? As ons na hoofstuk Genesis hoofstuk 16 kyk, sal ons verniet die oplossing soek by Abraham, die vader van die gelowiges, of by Sarai sy vrou, of by Hagar. Hulle is slegte voorbeelde. By hulle sien ons juis wat ons nie moet doen. Maar wat moet ons dan doen? Uiteindelik is dit God self wat hier inspring en kom help. Hy beredder alles. En hoe doen hy dit? Hy doen wat Abraham en Sarai van die begin af moes gedoen het. Toe die probleme begin. Hy gaan sit langs Sarai, langs Hagar. Gaan gesels met haar. Hy sien haar raak as 'n mens. Nie net 'n ding nie. Dis al wat hy doen. Hy vat haar probleme weg. Trouwens, hy stuur haar terug na Sarai en Abraham. Daar waar haar probleme lê. Hy stuur haar terug. Gaan terug na jou eienares en onderwerp jou aan haar gesag. En dan gaan sy. Merkwaardig dat sy opstaan en teruggaan na die kookpot waaruit sy gevlug het. Maar sy gaan met 'n wete in haar hart. Ek word raak gesien. Ek is iemand vir God. Hy ken my naam. Hy gee om. Wat moet my gebeur? Dis wat van die begin af moes gebeur het. Abraham en Sarai moes by Hagar gaan sit het. Haar raak gesien het as 'n mens. Met emosies, met gevoelens. Sy was nie net 'n gebruiksartikel nie. Sy was nie maar net 'n slavin met wie hulle kon maak wat hulle wou nie. Al was dit hulle reg om dit te doen, volgens daai tyd se verstaan. Sy was nie maar net iemand soos Abraham vir Sarai gesê, doen met haar wat jy goed vind. Maak met haar wat jy wil. Eers toe as Hagar ontdek, ek word raak gesien. God gee om wat van my word.
Eers toe was hy gereed om terug te gaan. So miskien is hier vanoggend iemand wat soos Hagar daar in die woestyn voel. Miskien voel jy, niemand gee vir jou om nie, niemand sien jou raak nie. Niemand weet van jou seer of jou stryd nie. Miskien voel jy hulpeloos, of magteloos, of moedeloos. Nou wil die woord vir jou vanoggend sê, God sien jou raak. Hy gee om. Hy weet wat in jou lewe gebeur. Jy is nie alleen. Want dalk is jy nie soos Hagar nie. Vir jou en my vra die woord. Ons nog mekaar raak sien. As mense wat saam met ons onder die liefdevolle oog van God leef. Ons kan nie alles oplos nie. Dikwels kan ons baie min doen aan probleme. Maar ons kan maak soos die barmhartige Samaritaan, stil hou by iemand wat gewond is. 'n Spaanse non hier in die middeleeue het 'n aangrypende gedig geskryf. Sy sê, dis Teresa van Avila, Christ has no body now on earth but yours. Dan gaan sy in die gedig verder, sy sê, jy is Christus se hande. Jy is Christus se oë. Jy is Christus se voete op hierdie aarde wat sy werk. Christ has no body now on earth but yours. So ons kan begin om mense raak te sien, en hande na mense uit te steek. Dis wat Jesus gedoen het. Dis immers hoekom hy 'n mens geword het. Want God het vir jou en my raak gesien. En my gebed is dat ons meer soos God sal word. Dat ons mekaar sal raak sien, nie met vingers en vuiste na mekaar sal wys nie, maar met oop arms, oop hande, oop gesigte, mekaar sal omhels. Dis wat God gedoen het met jou en met my. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is 'n swaar wete dat ons die hande en voete is. Dat U nie nou op aarde hande en voete het nie, maar behalwe ons om te gebruik om mense aan te raak, mense raak te sien, na mense uit te reik. Here, dit is so maklik om te bid, wees met die en wees met daai. Sorg vir dit en sorg vir dat, maar wie sê, wie is jy? Die een wat daai mense raak sien. Wie is jy die hande en voete? Wat 'n verskil maak
Here, vergewe ons, dat ons nie so is nie. Dat ons sukkel om verby onsself te kyk. Dat ons eerder soos die priester en die leviet is, wat aan die ander kant verbystap. Here, verander ons deur die Gees, maak ons soos Jesus. Amen. Kom ons gaan rustig. Ek gaan doen dit. Nie in ons eie krag nie, maar deur die krag van die drie-enige God, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons voorspraak, bly by julle.